Hartlike goeiemôre vriende, ons vertrou dat hierdie boodskap u ook sal vind in goeie gesondheid en dat dit met elkeen van u goed gaan. Ons vertrou dat dit ook goed gaan met u siel en dat u vanmôre met eerlikheid en opregtheid kan sê, dit is wel met my siel. Ons is dankbaar vir elkeen van u wat saamluister en ons is tans besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke en die gebed van my hart is dat die Here hierdie vers vir vers oordenking van die boek Spreuke sal seën en heilig en gebruik in sy diens en tot sy eer. Ek het vir u gesê, vriende, van die waarhede in die boek Spreuke word oor en oor herhaal. Salomo wil sekere dinge benadruk, sodat ons kan sien en kan hoor wat God aan die gemeente wil sê. Ek het vir u gesê, dat die hele skrif is deur God ingegee. God het heilige manne gebruik om sy woord te skrywe. Daarom verwys ons na die brief, of die boek Spreuke as die boek wat Salomo geskryf het, maar ons weet, dit is geskryf onder leiding van die Heilige Gees, 2 Timoteus 3:16 en daai gedeelte in 1 Petrus 1 vers 19 tot 21. So God se woord is ook vanmôre vir ons, en kom ons kyk bietjie wat die Here vir ons wil kom leer. Is so van toepassing op ons tyd en op ons dag, en mag die Here vir ons ryklik seën. Daar staan in Spreuke 15 vers 18, 'n driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar. Nou vriende, hierdie woordjie driftige man is ook die gedagte van 'n meerige mens. En een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, 'n meerige mens soek skoor. Dink maar mooi daaraan, vriende. Ons elkeen ken 1 of 2 of 3 meerige mense in ons familie, in ons omgewing, by ons werksplek. Hulle is altyd besig om moeilikheid te soek met ander mense. Dit lyk my, hulle kan nie 'n dag deurgaan om nie skoor te soek met mense nie. En dikwels is daar die risies van so aard, dat daar dinge gesê word, beledigings word rondgeslinger en allerhande dinge gebeur en die hartseer van gebroke verhoudinge en dan ook die seer van woorde in mense se harte. Nou ons lees telke maal in die boek Spreuke dat Salomo hierdie saak aanspreek. En ons lees daar in Spreuke 14, daar in die 17de vers. Wie kort gebonde is, begaan sotheid en 'n slinkse man word gehaat. Dis wonderlik vir my om te sien hoe reguit die Here is in sy woord. Die Here draai nie doekies om wanneer hy sekere dinge vir ons wil sê nie. En die Here sê, wie kort gebonde is of meerig is, begaan sotheid. Vriende, as jy nou vanmôre die voorreg kan hê om na 'n gevangenis te ry en daar met 'n paar gevangenes 'n onderhoude te hê, sal u hoor die hartseer verhaal van die meerige mense wat in die hitte van die stryd, hulle meer verloor het, dinge gesê, dinge gedoen het en later in die tronk beland het. Daarom belangrik, moenie kort van draad wees nie, moenie vinnig oor die handvatsel spring nie, moenie vinnig hierdie stem wil verhef of jou vuiste wil swaai of een of ander magsvertoon wil lewer nie. Die Here sê vir ons baie duidelik, dis beter om lankmoedig en sagmoedig te wees. Die Bybel sê vir ons, ons moet leer van die Here, want hy was sagmoedig en nederig van hart en ons sal rus kry vir ons siele. Vers 19 sê, die weg van die luiaard is soos 'n heining van dorings, maar die pad van die opregtes is reggemaak. Nou vriende, hierdie gedagte is eenvoudig, soos wat die meerigheid probleme vir 'n mens bring, so bring luiheid vir 'n mens probleme. U sien, die hele groot ding is daar is geweldige klomp mense in ons land en in ons bevolkingsgroep wat lui geword het. Hulle wil nie meer werk nie. Hulle wil nie hulle eer daarin stel om met hulle eie hande te werk nie. Sommige van hulle wil bedel, ander van hulle wil lê op die nek van die familie of op die kerk of wat ook al. En die groot probleem, vriende, lê juis by hierdie probleem. Die Bybel sê 'n luiaard se weg is eintlik met dorings besaai. En u weet self, om kaalvoete te loop op 'n pad waar daar dorings is eintlik 'n hartseer en eintlik 'n seer saak, sê eerder so. Wanneer daai doring in jou voet steek en daai brandpyn is in jou voet, dis nie lekker nie. Die Bybel sê as 'n mens lui is, dan is dit deel van jou lewe. Jy het altyd 'n probleem, daar's altyd 'n tekort, daar's altyd mense by wie jy moet bedel, daar's altyd mense wat jy leuns so vertel om iets by hulle te bekom. En ag vriende, ons weet, daar is mense wat tekort het omdat hulle oud is en omdat hulle nie meer kan werk nie en hulle pensioen is nie genoeg nie, en dis nie waarvan die Bybel praat nie. Die Bybel praat hier van mense wat kan werk, maar mense wat nie wil werk nie, mense wat blaatant lui is, wat niks wil doen nie. En die Bybel sê vir ons, aan die ander kant, die pad van die opregtes is reggemaak. Hierdie woordjie reggemaak is eintlik 'n gelykpad. Dit beteken nie daar's geen probleme nie, dit beteken nie daar's geen uitdagings nie, maar is 'n pad waar ons weet, ons wandel voor die Here, ons doen wat die Here van ons vra, ons vertrou op die Here om ons pad vir ons gelyk te maak, en ons stel ons eer daarin om met ons eie hande te werk, en ons deel ook uit waar ons kan, en ons eer die Here met die gee van ons tiendes en offergawes, en ons sien hoe die Here voor ons uittrek. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, laat jou weg aan die Here oor, en hy sal vir jou sorg. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak.
Dan vers 20 en 21 gaan oor die gedagte van die wyse en die dwaase seun. Ons het al baie daaroor gepraat, so ek gaan dit baie kortliks aanraak en dan kom ons by vers 22 uit. 'n Wyse seun verbly sy vader, maar 'n dwaase mens verag sy moeder. Dis eenvoudig, vriende. 'n Seun wat nie wil luister na sy pa en ma nie, bring hartseer, bring skande, bring pyn in die huisgesin. Aan die ander kant, 'n wyse seun bring blydskap. En ag vriende, ek glo ek hoef te veel te verduidelik daaroor nie. Ek weet wat dit is. Wanneer ons kinders in dwaasheid doen wat hulle wil, hulle is hardkoppig, hulle beerd voor op hulle pad. En hulle beer voor op hierdie pad van verwoesting en ons waarsku en ons sê vir hulle dis wat God sê en hulle wil nie luister nie en die hartseer wat hulle van ons berokken en dan die kind wat luister en doen en opreg wandel, die vreugde en blydskap wat hulle bring. Vers 21, sotheid is 'n vreugde vir die verstandlose, maar 'n man van verstand wandel reguit. Jy sien, daar's baie mense wat roem in hulle dwaasheid, hulle roem in hulle skande, hulle roem in hulle boosheid. En ag vriende, ons beleef 'n dag en tyd soos hierdie. Daarom sê die Bybel vir ons, dis vir ons noodsaaklik om te sien wat God oor hierdie saak sê, dat God op die einde van die dag die regter gaan wees. Hy gaan die een wees voor wie ons gaan staan en hy gaan ons voetstappe en ons optrede en ons woorde en ons dade beoordeel. En dan sal ons van hom loon ontvang of van hom hoor gaan weg. Ek het julle nooit geken nie. 'n Man van verstand is iemand wat God se woord as die riglyn het, as die barometer, as die standaard. En ons bely daagliks, Here, ons kan nie as U ons nie in staat stel nie. En ons wandel in versigtigheid en opregtheid en in eerlikheid, sodat ons voor God en voor die mens 'n rein gewete kan hê. En dan die laaste vers van vanmôre, daar staan planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. Nou vriende, wat Salomo eenvoudig vir ons onder leiding van die Heilige Gees wil kom leer, is dat ons nie alles weet nie. Dis verseker so dat geen man, geen vrou, geen kind alles weet nie. Selfs die dokter of die ingenieur, niemand weet alles nie. Daarom het ons mense nodig in ons lewe. Daarom is dit nodig om so 'n bietjie advies te kry van mense. Daarom is dit so 'n bietjie nodig om kers op te steek by ander mense, om te hoor wat hulle insette is oor 'n bepaalde optrede, oor 'n bepaalde plan wat 'n mens het, sodat 'n mens nie jou vingers verbrand nie. Ek sien dikwels hoe mense maar net klakkeloos voortbeer op hulle pad. Hulle maak besluite, hulle raadpleeg niemand nie, hulle dink hulle weet alles, hulle stry met almal en dan sien jy later hoe hierdie persoon sy lewe of haar lewe verongeluk. Vriende, dit gaan oor wanneer ons met iemand wil trou. Ek sê dikwels vir my seun, luister, jy het 'n pa en 'n ma gekry wat die Here liefhet, so ons het nodig om insette te lewer in jou lewe wanneer dit kom by die persoon met wie jy uitgaan. Dit kom by wanneer ons dinge koop. Ons kan nie net links en regs koop en dink dat ons op die einde van die dag skot vir die ander kant gaan uitkom as ons nie later ons skuld kan betaal nie. Daarom is dit belangrik, kry vir jou raadgewers, vra vir mense, dink julle is 'n goeie finansiële besluit, wanneer ons beleggings maak. Ag vriende, wanneer ons met iemand 'n probleem het, is dit nodig om, praat met jou vrou daaroor, praat met jou man daaroor, sê hier is my krisis, hier is my probleem, wat se raad sal jy my gee? Dis noodsaaklik om met jou kinders te praat en wanneer hulle probleme het, om met jou te praat sodat julle met goeie wysheid en oorleg dan ook raad kan verskaf sodat hierdie planne tot stand kan kom en hierdie opdragte of hierdie dinge dan ten uitvoer gebring kan word. Dit is baie belangrik, vriende, dat ons sal sien, dit is noodsaaklik om advies in te win. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, planne misluk sonder beraadslaging, maar deur veelheid van raadgewers kom dit tot stand. As 'n mens terugdink aan die tyd van die Bybel, sien ons dat Dawid het raadgewers gehad en Salomo het raadgewers gehad en dis noodsaaklik dat ons ook raadgewers sal hê. En ag vriende, net so 'n ou woordjie van waarskuwing, moenie enige persoon vertrou met alles in jou lewe. Miskien planne wat jy wil uitvoer, miskien 'n besigheidsidee, miskien dinge wat jy oorworstel in jou lewe. Dis noodsaaklik om geestelike mense, mense wat lief is vir die Here, mense wat getrou is aan God se woord uit te soek. Mense wat jy al in jou lewe agtergekom het, hierdie mense is nie oorhaastig in hulle optrede nie. Hulle glo in God se waarheid en hulle staan by God se waarheid en as hulle praat hulle met insig en kennis en verstand. Soek hulle uit, vra die Here vir wysheid en raadpleeg hulle en vertrou die Here vir die uitkoms. Ons weet nie wat in die toekoms lê nie, ons moet sekere besluite maak, daar is sekere planne wat moet uitgevoer word, maar as ons goeie advies ingewin het, kan ons met groter vrymoedigheid besluite maak en ook so God verheerlik. Baie seën vir u, groete vir u en 'n mooi dag en 'n mooi naweek verder te dra.